Diepe Waters, die derde seisoen het met 'n skokke klaargemaak, maar seisoen 4 is hier en volgende gesels ons met 'n paar akteurs en skrywers wat vir ons meer vertel oor wat jy kan verwag in die nuwe seisoen. Ja, dit is heerlik om volgende met Christian Ackerman, Chartyn van Heerden en Mariska Denhuisen te gesels oor wat voorlê. Goeiemôre julle almal. Môre. Dit is so lekker om julle hier te hê te gesels oor die nuwe seisoen. Mense is vasgenaal, ons hoor van al die skokke, ons sien al die skokke wat gebeur. Christian, kom ons begin by jou as akteur eers. Waar het jou loopbaan begin as akteur? Hy het begin met ek het gaan swat eers. Ek het eers gaan swat filmmaking en acting gaan swat en toe het ek 'n agent gekry in my eerste jaar want ek wou net experience opgebou het in die audisie ding en toe het ek rolle begin kry. Ek het audisie, ek het advertensie gedoen en toe doen ek op twee flieks en ek het baie goed vir ander kanale ook gedoen. En toe kry ek Diepe Waters laas jaar in my finale jaar van swatting, so it amazing actually was. Dit is baie gelukkig om jou finale jaar al klaar 'n rol te kry. Nee? Ja, ek is baie so dankbaar vir dit, want ja, dit is maar taaf al buite, so nee, ek is regtig dankbaar dat ek stadig die inlewing gekry het terwyl ek nog gewerk het. Chartyn, jy, hoe het vir jou gewerk? Kyk, daar's 'n lekker korps van akteurs by Diepe Waters, jong akteurs by Diepe Waters. So waar het jou akteursloopbaan begin? Want so ek het by Pali gaan swat hier in Pretoria. Ek was eintlik van Bloemfontein af, toe trek ek op. Ek gaan swat toe by Pali en baie geseënd met die plek waar ek geswat het. Dis 'n amazing plek en veral vir jong akteurs. Hulle werk regtig aan jou as akteur en as mens. Maar in elk geval ek maak toe laas jaar klaar en in my laaste kwartaal van swattings kry ek 'n oproep en ek het toe 'n rol in Binnelanders gekry. En toe van daar af maak my storielyn klaar en alles en net soos my storielyn klaar is, kry ek 'n audisie vir Diepe Waters en ek doen dit en ek kry toe dit. So dis eintlik maar waar alles begin het. So net uit my swattings uit toe boek ek twee jobs en dis waar ek nou is. Dit is baie gelukkig beide. Nee, dis presies. Nou jy skryf. Hierdie liefde van skryf, waar kom dit vandaan? Ag, dit is maar nog altyd in my lewe gewees. Ek is daai chick gewees wat mense se opstelle geskryf het vir geld en wat my graad 3 juffrou al van die begin af vir my gesê het, jy's 'n skrywer en alles. So dit kom al 'n lang pad saam, maar ek het ook toe nou op die ou end drama geswat en in draaiboekskryfwerk gespesialiseer en sodra ek my graad klaar gemaak het, het ek 'n klomp teaterstukke geskryf en dit het vir my 'n CV opgebou om toe in die televisiebedryf te beland, waar ek vir Legacy geskryf het, Arendsvlei, bietjie by Binnelanders en toe nou by Diepe Waters opgeëindig waar dit baie lekker is vir my. Ja. As jy nou vir Diepe Waters moet skryf, waaruit put jy jou inspirasie om seker te maak die karakters bly interessant, die storielyne is 'n klomp intriges in, waar kry jy inspirasie daarvoor? So daar's twee dele vir my persoonlik. Aan die een kant is dit baie keer dan soek mens die volgende storie in die huidige storie. Daar's altyd clues en idees wat daar vanaf afkom wat vir jou half guidance gee van waar die karakters wil gaan. Ja. En dan probeer mens dit net so interessant en opwindend as moontlik te maak. En dan as dit nie werk nie, daar's absoluut niks wat uitkom uit dit uit nie, dan kyk 'n mens maar na alledaagse lewe, wat is relevant, wat gebeur om ons, waarmee sukkel jong mense, waarmee sukkel ouer mense en daai tipe goed en dan probeer mense dit nou maar aan 'n karakter reg en dit so autentiek en interessant as moontlik te probeer skryf. Maar dis gou, hoe werk dit by julle? Want kyk, as 'n mens so vir so 'n TV-reeks, so telenovelle skryf, dan is daar 'n hele span wat werk en Yes. al verskillende skrywers het verskillende werkies wat hulle moet doen en almal pas in 'n lekker stelsel in. Maar hoe werk dit by julle as dit kom by die nuwe storielyne uitdink vir die nuwe akteurs, vir die akteurs wat inkom, die jonges? Hoe werk dit? Dis 'n baie lekker maar en 'n baie smooth proses by ons. So ons is 'n groot span van 9 mense in die totale skryfspan en die eerste deel daarvan is ons storielyners kan letterlik met enige idees, met enige karakters opkom wat ons dan uitwerk en dan het ons elke 3 maande 'n konferensie waar ons idees en ons storielyne vir mekaar en vir ons hoofskrywer en ons vervaardiger en ons uitvoerende vervaardiger pitch. Ja? En baie keer word dit dadelik reject basically, of baie keer word dit kry mens wonderlike terugvoer om aan dit te werk. Partykeer is dit 'n onmiddellike ja.
En dan van daar af word dit in outlines ontwikkel en dan gaan dit na die draaiboekskrywers toe wat dit dan in dialoogvorm insit. So dis Massiewe proses. dis baie kortliks gestel. Christian, vertel ons 'n bietjie van jou karakter en jou storyline. So, my karakter Jovan, hy kom uit 'n baie gemors familie uit. Baie dinge uit. Sy oupa het hom groot gemaak, want sy pa en ma die pad gevat en toe maar hulle kom almal toe terug en so dan vind mens meer. Kyk, in die begin was my karakter meer van 'n goofball geweest wat net heeltyd, maar dan eventually dan duik mens dieper in die emosie in en wat actually hy voel en so aan en hy's iemand wat hy het net alles groot geword, hy het ryk groot geword, hy kom uit 'n ryk familie uit en hy het altyd alles gehad, so hy soek al wat hy eintlik nog altyd wil gehad het is die eenvoudige lewe. Hy soek 'n familie, iemand wat vir hom lief is en so aan en so daai journey om dit te speel en wat hy dit wil kry, dit is so lekker om te speel. Dis 'n lekker vol karakter, né? Yes, hy is. Ja, nee, kyk, die ou is hy het baie emotional levels. Dis baie lekker om dit alles te speel. Chartain, jou karakter, waar kom dit wat is die karakter wat jy speel en wat is sy hoofvrede, sy ding wat hom dryf? So ek speel Dani Viljoen. Ek's deel van die Viljoen 5. Die Viljoen familie. Die Viljoen 5 en ag ja, die Viljoen 5 is 'n snaakse klomp, maar dis is 'n scary familie. Daar's baie druk van die ouers se kant af soos ons nou al gesien het en dit is al wat hulle ken nog hulle hele lewe lank. Daar word baie druk op hulle gesit en ja, so Dani probeer maar net cope en deur dit alles kom met die hoop dat hy eendag 'n lewe van sy eie kan hê en dan nou obviously dan kan wegbreek van sy ouers af. Maar dis 'n karakter met baie diepte. En ja, dis maar 'n struggle gewees om groot te word met dit, maar hy het ons 'n manier gekry om dit te cope. Daar is 'n ding wat akteurs en skrywers mekaar soms miskyk, verbykyk. Ek bedoel, ek het nou al in plekke gewerk waar die akteur sê, kan die skrywer dan nie besef dat my karakter nie hierdie sal doen nie? En dan is daar ander plekke waar die skrywer sê, kan die akteur net ophou Peter met die teks? Hoe werk dit? Daai dinamika, sal daar nou maar altyd 'n bietjie onmin wees? Of gaan 'n mens mekaar halfpad kry? Ek moet sê vir my persoonlik het ek dit nog nie by diepe waters ervaar nie. Ek voel daar's 'n lekker buffer tussen ons skrywers en storylyners en die akteurs waar die hoofskrywer en die vervaardiger in. Lekker kommunikeer, so hulle beskerm ons van mekaar voel ek. Ek het al met vorige shows al gehoor van akteurs wat 'n bietjie moeilik is oor sekere storylyne en dan moet mense dit oorskryf, anders gaan hulle nie optog opstel nie en dit gaan net chaos veroorsaak. So, maar ek voel, ja, ek het dit nog nooit by diepe waters. So as julle ons haat, weet ek nie. Ek het niks daarvan nie, dit klink soos 'n hele probleem. Ons wag maar net en hoop vir die beste. Jy sien dat. Maar julle werk ook nou op die stelsel met 'n klomp gesout akteurs wat lank in die industrie is. Wat is van daai lesse wat julle dalk by meer akteurs geleer het al? Jy is al langer in. Jo, kyk, Charles is waar, soos om saam met die ouer mense te werk het nou langer en dit was so lekker, soos veral ek het al baie geleer om saam met Justin Strydom te werk en Nadia baie van hulle geleer, want die manier hoe hulle vir mense luister in 'n toneel is ongelooflik, want soos mense is altyd so geneig om net jy wil net deur dit kom, jy wil net jou lyne, okay, in my beurt, whatever, maar net soos daai stilte te vat tussen sinne en net te kyk en te luister en die manier hoe hulle vir mense kyk, soos jy kan regtig sien hulle luister vir jou. Ek leer so baie van dit af en ja, en ek kyk is so lekker om saam met almal te speel. Ja, acting is listening, sê hulle, nee, jy kan nie toneel speel as jy kan luister. Ja. Nou die goedjies wat 'n mens kan uitsien in die toekoms. Mag jy mag seker nou ook nie sê nie. Maar by watse families moet ons aandink as daar iets in die toekoms gebeur? Waarop gaan ons fokus? Nie waarop nie, maar watse families? Kyk, die Viljoens is groot in seisoen 4. Ja. Daar's nog baie drama wat by hulle kom. Ja. En natuurlik die Swartse, baie drama wat daai kant toe kom. En Zelda gaan ook nog 'n paar interessante oomblikke hê en ja, daar's baie drama, baie hartseer, baie lag wat mense ook na kan uitsien en dalk 'n paar ou gunstelinge wat weer gesig wys. 'n paar ou gunstelinge. Nou, hoorie so net so toevallig, noem elke keer net een reeks
wat geëindig het op 'n manier wat dis 'n sosiale media vraag vandag vir die kykers ook. Een reeks wat geëindig het op 'n manier wat jy nie verwag het nie. Een reeks, elkeen. Watse reeks sal dit wees? Enige reeks. Enige reeks. Engels, enigiets. Ja. Enigiets. Een reeks wat jy gedink het, hoe kan dit so eindig? Of hoe kan dit met die hoofkarakter gebeur? Ja. Dis 'n moeilike vraag. Kan ons uitbreek toe gaan? Ja, maar dan is jy weg. Okay, so ons nou praat. Shameless. Shameless. Jy's mense op sosiale media wat Wat dieselfde sal met jou gestem het? Ja. Chartyn hier dit. Christian, het jy enigiets? Ek sê hoe kan Ned Stark in die begin van Game of Thrones doodgaan? Ek het Game of Thrones gekyk hier. Ja, wat is fout nie op voor Ek het ook nie dit gekyk nie, so Ek moet ook sê Game of Thrones hoe dit geëindig het was Breaking Bad. interessante keuses. Ja, en Breaking Bad. Dis Breaking Bad, was 'n goeie, Ja. maar goeie einde vir my gewees. Dis ook op sosiale Ja. media antwoorde. Mense het ook gesê baie dankie dat jy kom kuier. Dit is lekker om julle te gesels vanmôre. Baie dankie, was lekker om hier te Lekker om hier te wees. wees. Baie dankie. Dis aan Christian Ackerman, Chartyn van Heerden en Mariska de Nyssen. Hulle het vir ons daai kom maak. Hulle is almal van Diepe Waters. Die ene skryf en die ander twee speel. Raai wie? Nee ja. Lê nou weer as ons terugkom, dan gesels ons verder in die kombuis later met Jacqueline Venter.